Baie welkom by die eerste video in 'n nuwe reeks saamleesvideo's. Ons gaan kyk na die boek Handelinge, die Handelinge van die Apostels. Vandag lees ons natuurlik saam met hoofstuk 1 en ons gaan begin met vers 1 tot vers 5. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdrag gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur vele tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyne met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy saam met hulle was, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Ons weet die boek Handelinge is geskryf deur 'n persoon met die naam Lukas. Ons lees van Lukas in onder andere Kolossense 4 vers 14. Daar sien ons hy was 'n metgesel van die apostel Paulus en hy was ook 'n dokter. So die afleiding wat ons onmiddellik kan maak is dat Lukas 'n betroubare getuie, 'n betroubare bron is om vir ons te skryf oor die handelinge, die doen en late van die apostels. Ons kan ook aflei dat Lukas dis 'n intelligente persoon was en dit is so dat die boek Handelinge van die beste Grieks in die hele Nuwe Testament bevat. So die kort en lank van die saak is, Lukas is 'n betroubare bron, 'n getuie wat vir ons kan skryf en beskryf wat hy gesien het en wat gebeur het in die tyd van die apostels. Nou sien ons hy skryf aan 'n persoon met die naam Theophilus. Ons is nie 100% seker presies wie Theophilus is nie, ons weet net sy naam beteken letterlik vriend van God. Het kan wees dat Theophilus 'n persoon was met baie aansien of iemand wat dalk baie middele gehad het en Lukas wil hê dat Theophilus hierdie boodskap verder moet versprei in die Grieks-Romeinse wêreld. Nou sê Lukas vir Theophilus dat hy 2 boeke geskryf het. Daar's 'n eerste berig en dan ook 'n tweede berig. Die eerste berig is 'n boek wat ek en jy ook vandag nog het en dit is die Evangelie volgens Lukas. Dit is nog 'n weergawe van die evangelie net soos Matteus en Markus en Johannes. Maar dis die eerste deel. Lukas sê in hierdie eerste deel het hy maar net die begin beskryf. Hy het maar net beskryf wat Jesus begin doen het en waaroor Jesus begin onderrig gegee het. Maar dis nie die einde van die verhaal van Jesus nie, daar's baie meer. En dis hoekom hy nou ook 'n tweede berig geskryf het. Wat is die tweede berig? Dis natuurlik hierdie boek, die boek Handelinge. Hierdie boek Handelinge moet vir ons die vervolg van die verhaal vertel. Wat het gebeur nadat Jesus Christus opgevaar het na die hemel? Wat het gebeur na sy hemelvaart? Wat het gebeur vandat Jesus beloof het dat die Heilige Gees uitgestort sal word? En toe is Jesus opgeneem na die hemel, wat toe? Wat het toe geword van die apostels? Wat het geword van daai belofte van die Heilige Gees? En dit is wat Lukas vir Theophilus en vir ons wil beskryf in die boek Handelinge. Eintlik moet ons miskien eerder die boek Handelinge nie die handelinge van die apostels noem nie, maar die handelinge van die Heilige Gees. En Lukas herinner ons dat die Heilige Gees nog altyd teenwoordig was. Die Heilige Gees was daar in die Ou Testament natuurlik, maar die Heilige Gees was ook daar toe Jesus op aarde was, want dit was juis deur die Heilige Gees wat Jesus opdragte gegee het aan die apostels. Ons kan nooit die Heilige Gees en Jesus losmaak van mekaar nie. So dis nie asof Jesus op aarde was en die Gees was weg nie. En toe word Jesus opgeneem na die hemel en toe is die Heilige Gees ewe skielik daar. Die Gees en Christus is nog altyd daar. Die Vader, die Seun en die Gees is een God, 3 persone. En dis deur die Gees wat die apostels die opdragte van Jesus gekry het, dis deur die Gees wat die werke van Jesus vir die apostels duidelik gemaak is. Dis juist die Heilige Gees wat die leringe, die onderrig van Jesus duidelik gemaak het, verstaanbaar gemaak het. Kyk net gou hier, hoe beskryf Lukas die apostels, hier aan die einde van vers 2. Hy sê, die apostels is hulle wat deur Jesus uitgekies is. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit laat my nou onmiddellik wonder oor die mense wat hulle vandag sommer so 'n apostel noem. Want kyk hier, wat is die definisie van 'n apostel? Dis iemand wat deur Jesus uitgekies is. Dis nie 'n
titel wat jy sommer so vir jouself kan neem en toeëien nie. 'n Apostel is een wat deur Jesus aangestel is. 'n Apostel is een wat moes getuig van die lyding en die opstanding van die Here Jesus Christus. In ander woorde, die apostels was daar. Hulle kon dit sien, beleef, hulle kon daarvan getuig. Dit is die apostels wat daar was om die tekens waar te neem. Die tekens wat gewys het dat Jesus Christus nie meer in die graf is nie, maar dat Jesus Christus leef. Jesus het juis na sy lyding en na sy opstanding, het hy deur vele tekens aan die apostels getoon dat hy nie meer dood is nie, dat hy die einste Jesus wat aan die kruis gehang het, dat hy die een is wat nou ook opgestaan het. Hy het met hulle gepraat, die apostels kon vir Jesus sien, hulle kon hom aanraak, hulle kon sy wonde voel, hulle het selfs saam met Jesus geëet, en dit wys vir ons dat Jesus nie 'n hallusinasie of 'n spook was nie, want 'n hallusinasie of 'n spook kan nie eet nie. Maar Jesus het met hulle gepraat, hulle kon rasionele vrae vir hom vra, hulle kon gesprekke met hom voer. Hy was daar om vir hulle die dinge van die koninkryk van God duidelik te maak. Hy het nie net aan hulle verskyn en hulle het gewonder wat hulle gesien het nie, hy het met hulle gepraat. Daar was gesprekke, daar was vrae, daar was inligting. Daar was rasionele gesprekvoering sodat die apostels uiteindelik tot beter insig kon kom van wat presies gebeur het. Jy kan jou maar net indink hoe verward die apostels moes wees. Jesus is gekruisig, maar hy leef. Hulle het, veral in die begin, nog nie die skrifte verstaan wat gesê dat Jesus moes opstaan nie. En dit is hierdie dinge wat Jesus aan hulle getoon het, wat hy duidelik gemaak het, dat hy werklik leef. Daar was genoegsame bewyse dat Jesus nie meer dood is nie. Maar nou in hierdie tweede werk van die persoon, van die dokter Lukas, gaan dit dan oor die belofte van die Vader. Die Vader se belofte wat Jesus dan ook vir die apostels gebring het, wat hy aan hulle gemaak het. Wat is die Vader se belofte? Ons lees daarvan in Esegiel, maar dan ook in die boek Joël. Joël 2 vers 28. Kom ek lees gou vir jou wat sê Joël. Na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense. Dan sal julle seuns en julle dogters profeteer. Julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Dis die Vader se belofte wat Jesus aan die apostels oorgedra het, wat hy aan die apostels gemaak het, en dit is dat hy sy Heilige Gees sal uitstort. Die Heilige Gees sal nie meer net op enkele mense wees nie, maar hy sal sy Heilige Gees gee aan enige soort mens. Daar's nie diskriminasie nie. Hy sal sy Gees uitstort op alle mense. En die apostels moet dan spesifiek in Jerusalem wag. Hulle moet in Jerusalem wag totdat hierdie belofte waar word, totdat die belofte vervul word. Hoekom moet hulle in Jerusalem wag? Want die Here wil hê dat Jerusalem die middelpunt moet wees, die plek, die Godstad, waaruit die seën van God oor die nasies sal spoel. Daar moet hulle wag, sodat die koninkryk van God daar kan begin deurbreek, reg oor die hele wêreld. Die belofte van die Vader is die belofte dat hulle met die Heilige Gees gedoop sal word. Johannes die Doper het met water gedoop. Dis 'n ander doop. Dis 'n doop met die oog op die Messias. Johannes die Doper het gedoop sodat mense tot bekering sal kom en sal glo in Jesus Christus. Maar Johannes se doop kon nooit mense red nie. Dis Jesus wat mense red. Dis die doop van die Heilige Gees. Dis Jesus die een wat die Heilige Gees het. Dis hy wat kan red. Hy is die gesalfde. Nou hierdie doop met die Heilige Gees word ook in die Bybel baie keer die vervulling met die Heilige Gees genoem. Die doop met die Heilige Gees of die vervulling met die Heilige Gees beskryf die Heilige Gees wat mense toerus en bemagtig om hulle roeping in die kerk uit te voer. Om gedoop te word met die Gees is wanneer die Gees jou bekwaam maak om te doen wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen in die kerk en in jou lewe. Dis om die wil van God te doen. Dis om in pas te lewe met die Heilige Gees. Die apostels sê op verskeie plekke in die Bybel dat ons in pas met die Gees moet leef, of dat ons Gees vervuld moet leef. Soos byvoorbeeld in Efesiërs 5 vers 18 lees ons hoe Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees
vervul. Nou wys die boek Handelinge vir my en jou, dat die doop met die Heilige Gees nou ook 'n belofte vir ons is, ons wat buite Jerusalem is, en ons wat nie Jode van ouds is nie. Die boek Handelinge vertel vir ons hoe dit gebeur het, dat die Here mense in en ook ver rondom Jerusalem doop met die Heilige Gees, ook vir my en jou. Kom ons bid saam. Vader, werk asseblief so met die Heilige Gees in ons, dat ons die handelinge van u Heilige Gees mag verstaan. Maak vir ons hierdie boek oop en duidelik, sodat ons mag sien hoe u koninkryk in hierdie wêreld so kragtig deurgebreek het. Ons dankie dat u koninkryk nie net in Jerusalem gebly het nie, maar dat daar nou oral oor en wêreldwyd Christene is wat u aanbid. Help ons om vandag ook uit te gaan en hierdie boodskap nog verder uit te dra, die boodskap